Goeiemiddag geliefdes, ek glo en vertrou dit gaan goed met elkeen van ons. Wat 'n pragtige dag het ons Hemelse Vader vir ons geskape. Maar kom ons bid gou saam. Here, ons dankie vir die genade. Dankie vir die grootheid van u liefde, u barmhartigheid in ons lewens. Here, ons woorde is te klein en te min om werklik uitdrukking te gee aan ons dankbaarheid en u grootheid. Here, ons taal bevat nie genoeg woorde om regtig te kan verklaar hoe dankbaar ons is en hoe lief ons u het nie. Maar Here, ons sê dankie. Dankie Vader vir al u liefde en al u genade. Dankie vir die barmhartigheid teenoor ons. Dankie dat u seun vir ons gestuur het om vir ons te kom sterf, 'n prys te kom betaal wat ons nie kon betaal nie. En dan die brug te word sodat ons herenig met u kan wees. Dankie Here vir die genade. Mag jy hierdie woord seën. Here, mag dit harte aanraak in hierdie dag. Mag dit trane afdroog, mag dit gebrokenheid heel maak. Mag u ons vrymaak in hierdie dag van die mag van die bose. Mag u ons oplig, Here, en mag u vegters vir die koninkryk oprig in die dag. Die bande van die vyand breek en mense harte vrymaak. Tot die eer van u heilige naam. Amen. Mense, ek het 'n wonderlike woord vandag. Ons lewe in 'n wêreld waar daar so baie mense is wat altyd sê, weet jy wat, ek kan nie na die Here toe kom nie, ek voel te vuil. Ek het te veel gesondig, ek het te veel dinge in my lewe verkeerd gedoen. Ek ken my eie toestand. Ek weet wat ek in die verlede gedoen het. Maar weet jy wat, die Here weet ook. En vandag roep hy sy kinders. Ons is soos daai verlore seun wat uit die huis uit gegaan het en die pappa se hart was baie hartseer. Sy seun het in die wêreld gaan leef en hy het gehoreer en hy het saam met die varke opgeëindig. En toe daai kind besluit, laat ek teruggaan na my vader se huis toe, het die vader hom verheug daaraan. Hy was so bly sy kind het huis toe gekom. Ongeag wat hy gedoen het, ongeag hoe hy sy geld gespandeer het, was die vader so bly om hom in die huis te hê dat hy 'n kalf geslag het en 'n fees gevier het. En dit is hoe ons Hemelse Vader oor ons voel. Baie mense sê, ek kan nie bid nie, ek kan niks van die Here vra nie. Ek kan aan myself nie eers vergewe nie, hoe kan hy my vergewe? Maar kom ons kyk wat sê die Here vir ons. In Jesaja 43 vers 25 sê die Here vir ons, ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nooit weer nie. Dis hy wat ons sondes uitdelg. Hy sê hy verwyder ons sondes van ons as so ver as die ooste van die weste, en hy dink nooit weer daaraan nie. In Hebreërs 8 vers 12 sê hy, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer aan dink nie. So wanneer hy ons sondes vergewe, dink hy nooit weer daaraan nie. Ons herinner hom daaraan, ons herinner hom aan ons sondes. Ons sê, ag Here, ek kan nie na U toe kom nie. Ek weet waar ek vandaan kom. O Here, ek is aan die verkeerde kant van die treinspoor gebore. Ek is so stikkend, Here. Ek is so mishandel in my lewe. Ek is so gebroke. Ek kan my nie gebruik nie. Daar is geen hulp vir my nie. Daar is geen genade, geen niks vir my meer nie. Maar vandag sê die Here, vir hom is niks onmoontlik nie. Hy wil jou genees. Hy wil jou stikkende lewe heel maak.
Hy wil jou gebroke hart weer in mekaar sit. Hy wil jou selfvertroue herstel. Hy wil jou selfbeeld herstel. Want jy is sy kind en hy is lief vir jou, want hy het jou geskape. In Johannes 6 vers 37 sê Jesus vir ons, al die wat die Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Mense mag jou verwerp, mense mag jou verstoot. Mense mag sê, ja, daai is so vuil, ek wil niks met daai een te doen hê nie. O, kyk na daai ene. Mense mag jou verwerp. Hulle mag jou verstoot. Maar die Here Jesus sê, hy sal nooit enige iemand wat na hom toe kom verwerp of verstoot nie. Want hy is genadig. Ons aanvaarding, ons goedkeuring kom van die Here af, nie van mense af nie. Hoekom is ons altyd so besorg oor mense se opinie oor ons? Maar God se opinie waar hy sê, jy is my kind. Ek is lief vir jou. Kom net terug na my toe. My verlore kind, kom net terug na my toe. Kom net soos jy is. Jy het nie nodig om perfek te wees nie. Jy het nie nodig om jouself eers te gaan regmaak nie. Jy het nie nodig om eers heilig te word nie. Hy sê, kom net soos wat jy is. Al die wat bemoeid en belas is, kom na my toe en ek sal jou rus gee. Neem my juk op jou, want my juk is lig en is maklik. God veroordeel ons nie. Romeine 8 sê, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jou verlede is verby. God is nie besorgd oor jou verlede nie, want hy kan dit uitwis. Daai rekord met jou sondes, die oomblik wanneer jy Jesus aanvaar as jou redder en saligmaker, dan maak die bloed van Jesus daai rekord toe, en dit is onleesbaar. Sodat wanneer die Vader na jou kyk, dan sien hy nie meer jou sondes nie, hy sien die bloed van die lam. Hy sien die bloed wat Jesus gesterf en geoffer het vir ons, sodat ons met die Vader herenig mag word. Want dit is hoekom hy gekom het. Die Bybel sê Jesus het gekom om die werke van die duiwel te kom uitwis. Die duiwel wil hê mense moet miserable wees. Hy wil hê mense moet ongelukkig en depressed wees, hopeloos wees. Hy wil hê mense moet dink daar is geen hoop vir die toekoms nie. Ons is nou in die feesgety, wanneer baie mense moeg is en baie mense begin dink aan selfmoord. Maar moenie 'n permanente besluit neem vir 'n tydelike probleem nie. Dit sal ook oorwaai. Met God loop ons 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Hy sê, al val daar 1000 aan jou een kant en 10,000 aan jou regterkant, dit sal nie naby jou kom nie. Hy sal jou veilig hou en hy sal jou beskerm. Ek gee nie om wat jou verlede van jou sê nie. Of jy in die tronk is, of jy in 'n gestig is, of jy waar is, of jy by die huis is, of mense op jou neerkyk en vertrap oor jou verlede. Die Here is nie besorg oor jou verlede nie. Hy is besorg oor vandag en jou toekoms, waar jy heen gaan. Hy is besorg oor jou sielsaligheid. En hy sê, kom my kinders, kom huis toe, kom net soos wat jy is. Want die Bybel sê vir ons in 2 Korinte 5 vers 17, as enige iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het weggeval en nuus het gekom. Wat beteken hy was jou verlede weg, hy verwyder dit heeltemal. Hy sê, ek verwyder jou sonde so ver van jou as die ooste van die weste, en ek dink nooit weer daaraan nie. Dit is ons wat hom herinner daaraan. O Here, ek kan nie, ek weet waar ek was. O Here, ek weet van my sondes. En ons pleit vir vergifnis vir die res van ons lewe, en ons aanvaar net nooit die vergifnis nie. Maar hy het dit lankal gegee. Maar omdat ons in die oordeel van die duiwel oor ons koppe hang, oordeel onsself. Ons oordeel onsself, ons sê ons is nie goed genoeg nie, ek kan nie, ek is te vuil. Ek ken my verlede, ek weet wat ek gedoen het, ek kan nie, die Here kan my nie gebruik nie, hy kan my nie vergewe nie, ek kan myself dan nie eens vergewe nie. Maar dis nie die waarheid nie.
As die Here jou vergewe, wie is jy om jouself nie te vergewe nie? Die Bybel sê, die Here wil nie enigiemand moet verlore gaan nie, maar almal moet tot sielsaligheid kom. Hy geniet die Here geniet nie die dood van 'n sondaar nie. Dis nie vir hom lekker om sy kinders te sien doodgaan in sonde nie. Hy wil hê ons moet huis toe kom. Ons is die verlore seuns en dogters van die Allerhoogste. En hy sê, kom huis toe. Ek gee nie om wat jy gedoen het nie. Ek gee nie om oor jou verlede nie. Kom huis toe, ek sal jou skoonmaak. Ek sal vir jou nuwe klere gee. Ek sal 'n feesmaal hou, want jy het huis toe gekom. Jy is aanvaarbaar. Die Here sal jou nooit verwerp nie. Hy sê in Johannes 6 vers 37, hy sal nooit enigiemand verwerp wat na hom toe kom nie. Ons aanvaarding is in Christus. Ons is alreeds aanvaar. Want Efese 1 vers 3 tot 6 sê vir ons dat God het voor die grondlegging van die aarde alreeds besluit om ons aan te neem as sy seuns en dogters. 'n Seun in die huis van God. Hy sê ons is aangeneem soos seuns. 'n Seun is die een wat die erfporsie kry, wat die beste porsie kry, wat die estate kry, wat die grond erf. Dit is wat die Here vir ons wil gee, dit is sy wil vir ons. Baie mense sê, as dit die Here se wil is. Hoe kan jy nie die wil van die Here weet of verstaan as jy die Bybel lees nie? Maar baie mense verstaan nie dat God se wil vir ons is vir goed. Jeremia 29 vers 11, ek ken die planne wat ek vir jou het. Planne om jou te seën, om jou 'n goeie hoop te gee, om jou 'n toekoms te gee. Hy sê ook in Jeremia, met everlasting love, met ewige liefde het ek jou na my toe aangetrek. Ek kan net imagine ons hemelse Vader loop uit met 'n ramshoring in die oggende en hy gaan staan op 'n heuwel en hy blaas so hard as wat hy kan en hy roep sy kinders, kom net huis toe. Ek het julle nie weggegooi nie, julle is nog steeds my kinders, ek is nog steeds lief vir julle. Maak nie saak wat julle gedoen het nie. Kom net huis toe, want ek is meer besorgd oor vandag en die toekoms as jou gister. Want jou gister kan uitgewis word in die bloed van die lam. Kom net huis toe. Bring jou gebrokenheid, bring al jou stikkende stukkies van jou lewe. En ek sal jou weer aan mekaar sit, want ek is die pottebakker en jy is die klei in my hande. Ek sal jou weer aan mekaar sit. Ek sal 'n laslappie kombers van jou lewe maak wat so mooi is dat dit 'n storie sal vertel. Hy vat elke test wat ons het en hy draai dit in 'n testimony. Elke trial maak hy 'n triumph, 'n victory, 'n oorwinning. Maar ons moet hom vertrou daarmee, ons moet terugkom na hom toe. In 1 Korinte 4 vers 3 tot 4 sê die apostel vir ons, maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regsbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eers nie, want ek is van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, want hy wat my beoordeel is die Here. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie, want die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die hart openbaar sal maak en dan sal elkeen lof van God ontvang. Hy sê hy oordeel homself nie eers nie. Hy luister nie na wat mense van hom sê nie. Onthou die apostel Paulus was 'n moordenaar. Hy het die Christene vervolg, hy het hulle laat doodmaak, hy het hulle in die tronke gegooi. Maar nog steeds het God hom gekies om die meeste van die boeke in die Nuwe Testament te skryf. Vir ons. Moses het 'n man doodgeslaan en tog het die Here hom gebruik om die Israeliete uit Egipte uit te bring. Rahab was 'n prostituut geweest, maar sy is ingesluit in die bloedlyn van Jesus. So dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Dit maak nie saak wat jou verlede van jou sê nie. Hou op om in die verlede te bly, want dis nie meer jou adres nie. Jy bly nie meer daar nie. Dis net 'n herinnering, dis al wat dit is. Jy is 'n nuwe skepsel.
Die dag wanneer jy Jesus aanvaar as jou redder en saligmaker, verwyder hy jou verlede, hy maak dit toe met die bloed van die lam. En jy word 'n nuwe skepsel, hy werk aan jou, hy bring die verandering, hy bring die genesing, hy vat die stikkende stukkies van jou lewe en hy sit jou lewe weer aan mekaar. My lewe is 'n getuie daarvan. My lewe was stikkend. Ek was stikkend. Ek kon nie mense in die oë kyk nie. Ek kon nie geselskap voer met iemand nie. Ek het in die hoekie weggekruip. As iemand net hard gepraat het, het ek gehuil. Ek het 'n baie slegte dink vir myself gehad. Ek het gedink niemand is lief vir my nie. Ek het gedink as 'n kind het ek gedink as ek dood gaan sou niemand my eers gemis het nie. Hulle sou nie eens geweet het ek's dood nie, behalwe dat die werk nie gedoen kom nie. Ek het altyd gedink, niemand gee om vir my nie, niemand is lief vir my nie. Totdat ek Jesus ervaar het, totdat ek hom leer ken het, toe besef ek maar, my ewige Vader is lief vir my. En dit was 'n proses, dis nie iets wat in een dag gebeur het nie, maar hy het die stikkende stukkies van my lewe weer aan mekaar gesit, en my die mens gemaak wat ek is vandag. En ek het nog nie gearriveer nie. Ek is nog nie perfek nie, maar ek is definitief op pad. Die Here is definitief besig om aan my te werk. Ek meen, ek kon nie 'n geselskap voer nie, en deesdae preek ek. Ek leer mense die Bybel. Dis wat die Here in my lewe gedoen het. Hy het die stikkende stukkies van my lewe so aan mekaar gesit dat die verlede my nie meer beïnvloed nie. Dit beïnvloed nie meer hoe ek dink of voel of reageer nie. Want ek het vrede. Die Here wil hê ons moet in sy rus ingaan. Hebreërs 3 praat van sy rus. Hy wil hê ons moet in sy rus ingaan en ons moet vrede hê. Hy wil ons seën, hy wil hê ons moet naby aan hom woon. Hy wil hê ons moet lief wees vir hom soos hy lief is vir ons. Hy wil hê wanneer ons bid, moet ons met hom praat face to face, aangesig tot aangesig. Baie mense wanneer hulle bid, stuur hulle gebed hier in die atmosfeer in die hoop dat iewers gaan dit voor die Here se troon kom. Ek hoop hy gaan my hoor. Baie mense as hulle bid sê oor dit voel asof hulle gebede teen die ceiling vasbid. Maar die Here is hier by ons. Hy sit hier om die tafel met ons. Ons praat met hom van aangesig tot aangesig. Soos 'n kind wat na sy pa en sy ma toe gaan en vir pappa in die gesig kyk en sê, "Pappa, sal jy vir my dit of dit doen? Mamma, ek is honger. Sal jy asseblief vir my 'n broodjie maak?" Dis hoe ons met die Here moet wees. Hy sê in Matteus 18, tensy ons soos kinders word, sal ons nooit die koninkryk sien nie. Ons moet sy kinders wees. Ons moet 'n aangesig tot aangesig verhouding met hom hê. Jou kinders kan so stout wees as wat hulle wil, maar jy bly lief vir hulle. En jy hou nie hulle stout wees teen hulle nie. Jy vergewe hulle, jy praat nie weer, jy hamer nie daarop nie. Jy laat hulle nie sleg voel, aanhoudend, jaar in en jaar uit oor iets wat hulle gedoen het nie. Nou, hoekom sal ons hemelse Vader andersins wees? Hy is mos die perfekte Vader. Hy is lief vir ons. Ons is in die feesgetyd waar baie mense op die stadium moeg is. Mense sukkel met finansies, hulle het nie meer hoop vir die toekoms nie. Hulle sien nie meer kans vir môre nie, hulle het nie hoop vir volgende jaar nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, Here, sê kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Bring jou stryd na hom toe. Bring jou probleme na hom toe. Of dit finansies is, of dit jou eggenoot is, of dit wat is, bring dit na hom toe. Praat met hom aangesig tot aangesig. Hy is nie ver van jou af nie. Hy is met jou, hy sit om die tafel saam met jou. Hou op om jou gebede in die atmosfeer in te stuur en te dink, dit moet baie ver tot by die wolke gaan. Want die Here is hier om die tafel saam met ons. Hy weet wat jy dink. Hy weet wat jy gaan sê nog voor jy dit gesê het. Hy wil vir jou goed wees. Hy wil jou stikkende plekke heel maak. Hy wil jou gesond maak. Hy wil jou nuwe moed en nuwe krag gee. Hy wil jou van jou verlede losmaak. Dat jou verlede nie meer 'n impak op jou kan hê nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Hy is nie besorg oor jou verlede nie.
Hy weet wat jou verlede inhou, hy weet wat jy gedoen het. Al wat hy sê is, kom huis toe. Kom na my toe en ek sal jou rus gee, ek sal jou help. Dit is 'n liefdevolle roep van die Vader, wat op sy ramshoring blaas en sê, kom my kinders, kom huis toe. Ek weet die lewe druk, ek weet die lewe is swaar, ek weet dit is moeilik daar buite. Maar ek is julle Vader, en ek hou die ewigheid en alles in my hande. En ek sal vir jou gee wat jy nodig het. Ek sal jou dra wanneer jy nie meer kan loop nie. Jou goedkeuring, jou aanvaarding is in Christus. En as jy vandag hierdie aanvaarding wil hê, as jy die vrede van God wil ingaan, as jy vrygemaak wil word van jou verlede, as jy sukkel om jouself te vergewe vir dinge wat jy in die verlede gedoen het, kom na hom toe. Ek glo nie in hierdie gebede wat mense agter mekaar aanbid nie. Elke persoon moet uit hulle eie hart uitbid. Want dan beteken dit iets, dan is dit eerlik en is ernstig. Maar as iemand bid en jy herhaal net wat daai persoon gesê het, dan kom dit nie uit jou hart uit nie. So bid uit jou hart uit. Gee jou stikkend, jou seer, jou selfverwyte, jou vertwyfeling, jou hartseer, jou gebrokenheid, gee dit vir hom. En vertrou hom met die uitkoms. Dit is 'n proses, dit is nie iets wat in een dag gebeur nie. Ek loop al baie jare saam met die Here. En hy het my lewe heel gemaak. Hy het die stukkende stukkies van my lewe weer aan mekaar gesit. Hy het my vergewe. Hy het die sondevlek van my sonde weggewas. En ek gee nie om wat mense van my sê nie. That's not me anymore. Daar's baie mense wat loop en stories opmaak van ander mense en sê, daai en dit gedoen. Maar dit maak nie saak wat mense sê nie, want dit is net God se opinie wat saak maak. Dit is net God se opinie wat belangrik is. Hy wil jou heel maak. As jou hart gebreek is, hy wil jou heel maak, hy wil jou vrede gee. Hy vra nie wees perfek nie, hy sê kom net soos wat jy is. Kom met al jou gebrokenheid, met al jou seer, met die flentertjies van jou lewe. Kom, gee dit vir hom. En weet jy wat nie, hy gaan so bly wees, want die Bybel sê daar is rejoicing in die koninkryk van die hemel, vir elke persoon wat terugkom na die Here toe. Dis soos die papa, die papa in die parabel van die 2 seuns, die verlore seun, wat die kalf gaan slag het, en 'n fees gevier het, want sy kind is by die huis. Ons is sy kinders, elkeen van ons, en hy wil ons terug hier by sy huis, in sy huis. Hy wil ons lewe heel maak, hy wil die trane afdroog, hy wil die seer wegvat. Al wat hy vra is, kom huis toe en vertrou hom. Sit jou lewe in sy hande. Laat hom toe om daarmee te werk. Werk saam met hom. Loop 'n pad saam met hom. Praat met hom. Sit by die tafel en sê, Here, vandag wil ek met u praat. Sit 'n stoel voor jou. En praat met die Here. Jy het nie nodig om jou gebede in die atmosfeer in te stuur nie, want hy is nie ver van jou af nie, hy is met jou. En hy wag vir jou om na hom toe te kom. Want hy het ons uitgekies voor die grondlegging van die aarde om aan hom te behoort. En Efese sê dat die liefde wat God vir ons het, die liefde van Jesus vir ons, moet ons realiteit word. Hou op om te luister na die duiwel, wat sê, jy is te sleg, jy is te vuil. Hy kan jou nie gebruik nie. Hou op om vas te hou aan verwerping. Hou op om die duiwel se taal te praat en sy speletjies te speel, want die duiwel wil hê, die kinders van God met hartseer en verlore en desperaat en depressief en negatief en hopeless wees. Maar dit is nie die Vader se wil vir ons nie.
Die Vader se wil vir ons is goed. Hy wil vir ons 'n goeie lewe gee. Hy wil die stikkende plekke heel maak. Hy wil genesing bring. Hy wil die hartseer verwyder. Hy wil jou vrymaak van depressie. Hy wil jou oplig en hy wil jou hoop gee. Maar jy moet die eerste tree gee, want hy sê gee jy een tree en ek sal die res gee. Neem die besluit om hom te vertrou met jou lewe. Neem die besluit om alles in sy hande te sit en dit nie weer terug te vat nie. Dus die Here, ek gee al my gebrokenheid aan U. Ek gee my verlede, ek gee alles aan die Here. Help my om myself te vergewe, want ek weet U het my lankal vergewe. Dankie dat U my vergewe het. Ek aanvaar U vergifnis. En help my Here om vry te word van hierdie condemnation wat die duiwel oor my bring. Wat hy my oordeel en sê, jy is hopeless. Kyk wat het jy gedoen. Maak my vry daarvan, Here. Help my en gee my die oorwinning. Maak my 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel in Christus. Herstel my lag, my vreugde. Gee my nuwe hoop, gee my nuwe krag. En vertrou hom. As jy gebid het, vertrou hom om dit vir jou te doen. Want hy is 'n perfekte Vader. En sy hart vir ons is dat ons sal huis toe kom, soos die verlore seun huis toe gekom het. Hy wil al die seer wegvat. Ons as mense, as ons kinders seer het, wil ons daar wees vir hulle. Ons wil hulle help. Ons wil hulle vertroos. Ons wil hulle met terugkom huis toe. Kom net huis toe. Kom net huis toe, dat ek net agter jou kom kyk, dat ek jou net kan help, dat ek jou kan versorg. Hoekom sal ons hemelse Vader anders wees? Dit is sy hart vir ons. Hy wil ons heel maak. Hy wil ons verlos van die mag van die bose. Maar dit hang van ons af. Is ons bereid om hierdie pakkie vir hom te gee en te sê, Here, hier is ek. Net soos ek is, met al my seer, met al my trane, met al my selfverwyd, met die bitterheid, met alles, ek gee dit alles vir U. Gee my asseblief U vrede. Laat my toe om in U rus in te gaan. Hernie my siel, maak my 'n nuwe mens. En kyk wat die Here vir jou sal doen. Want die Bybel sê, taste and see, smaak en sien dat die Here goed is. Psalm 34. Hy is 'n goeie God, hy is 'n goeie Vader. Sy wil vir jou lewe is goed. Maar jy moet die knie buig en terugkom huis toe en sê, Papa, ek het 'n bietjie verdwaal, maar hier is ek. Sal jy my asseblief weer inneem en my nog 'n kans gee, want hy is 'n God van tweede kanse en derde kanse en vierde kanse. Kom net huis toe, want hy is lief vir jou. Ons hemelse Vader, my Papa, my God, my Koning, hoe groot is U genade, hoe volmaak is U liefde. U is die perfekte Vader, en U roep U kinders, U sê U sien die seer, U sien die struikel, U sien die stryd. Kom net huis toe. Vader, ek bid vandag vir almal wat gebroken is, almal wat nog vasgevang is in die verlede, almal wat nog in gister leef, almal wat deur die duiwel vasgevang is in depressie en hartseer en hopeloosheid en moedeloosheid. Ek bring hulle na U toe, Here, en ek bid vir genade. Ek bid, Vader, dat U hulle sal ontmoet waar hulle is. Here, dat as hulle die eerste treetjie gegee, dat U hulle sal ontmoet. U sal ingryp in hulle lewens met 'n goddelike ingryping, 'n bonatuurlike ingryping. Here, dat die mense wat sukkel om op die pad te bly, dat U hulle sal help, Here, dat U hulle by die hand sal neem en hulle sal vashou met U herderstaf, Here, dat hulle nie weer sal verdwaal nie.
Lei ons na die waters waar rus is, Here. Gee ons U vrede. Maak ons gemoed stil. Gryp in ons omstandighede en red ons van die bose. Want U alleen is God en daar is geen God behalwe U nie. Ons vertrou ons lewens aan U toe. Laat U wil geskied, laat die koninkryk kom. Want ons weet dat U wil vir ons is vir goed. En ons dankie daarvoor. Dankie vir die genade, dankie vir die liefde. Dankie vir die gemeenskap van die Heilige Gees. Dankie dat U ons vertrooster is, wat ons nuwe hoop en nuwe krag gee. Ek gee U die eer daarvoor. In Jesus naam. Amen.